Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer vanmôre op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 15 Augustus 2026 en ek wil graag die volgende opmerking eerstens maak, dat hierdie boodskap van vanoggend is gerig aan die adres van elke man. Die opmerking wat ek wil maak is God se opdrag aan Adam. Nou wil ek onmiddellik sê dat daar meerdere opdragte van ons hemelse Vader aan Adam was, maar ek wil spesifiek gaan stilstaan by Genesis 2 vers 15 wat as volg lees. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En ek wil by daardie twee items wil ek stilstaan, te bewerk en te bewaak. Van die begin van tyd, van die begin van skepping, het die Here dit die man se taak gemaak om te gaan werk. Elke materiële behoefte van die huisgesin is afkomstig van die gelouterde arbeid van die man. Daarom, Boeta, ek praat eers met myself. Die inkomste van hierdie huishouding kom deur my gelouterde arbeid. Ek moet gaan werk. Ek weet, dinge het verander, tye het verander. Dis nie maklik nie, want as mammie deesdae nie gaan werk nie, is daar miskien dalk nie genoeg inkomste nie. Maar die primêre plig van daardie opdrag rus op die skouers van elke man. En dan aan die einde van die maand, wanneer al die verpligtinge betaal is, dan word dit wat oorgebly het daar op die tafel neergesit, en dan gaan mammie en sy gaan koop kos, en sy spandeer daardie geld op 'n wyse manier. Maar soos ek gesê het, ek wil nie vandag met die sissas praat nie, ek wil vandag praat ek met elke man, en ek praat eers met myself. Ek en jy moet gaan werk. Die blote feit dat baie mans, of nie baie mans, maar ek weet van mans, wat net nie belangstel om te werk nie, dit is net nie vir hulle belangrik om vir die huishouding te sorg nie. Per slot van sake is jy en ek as man die hoof van die huis. Ek en jy is koning, priester en profeet in die huis. Die verpligting rus op jou skouers en my skouers om vir daardie huishouding te voorsien. En dan te bewaak. Niks op hierdie aarde behoort aan ons nie. Gaan lees maar self Psalm 24:1, Haggai 2 vers 8. Niks intene ons self behoort nie is aan ons nie. Daar moet jy en ek rentmeesterskap vat van dit wat die liewe Vader aan jou en aan my toevertrou het. Ja, jy mag dalk sê, daardie huis is op my naam geregistreer, dit is so, maar dit behoort nog steeds aan die Here. En ek en jy moet rentmeesterskap gaan neem van daardie eiendom wat aan ons hemelse Vader behoort. Ons moet dit beskerm. Ek kom nie in jou huis in en maak soos ek smaak nie, soos ek wil nie. Nee, ek moet my gedra as ek in jou huis instap. Ek stap nie sommer net daar na jou yskas toe en ek haal 'n koeldrank uit nie. Dis nie hoe dinge werk nie. Net so wat jou kinders aan betref. Môre, as jou kinders begin groot word, dan beskerm jy vir vrou lief. Dit is jou en my werk om haar te beskerm. En uiteraard, selfs jou kinders as hulle nog klein is en daarna ook, om hulle te beskerm. Dit is jou en my opdrag. En daardie opdrag was, soos ek al reeds gesê het, van die vroegste van tyd aan Adam gerig. En dit was sy opdrag gewees om nie net te gaan werk nie, maar ook te beskerm. En liewe mens, dit bly 'n persoonlike keuse wat jy en ek met hierdie Bybelse waarheid gaan maak. Dit bly net jou en my keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.